Soos wat dinge nou lyk, lê daar byna 500 baie koue kilometers vir Rias Oberholzer in Julie voor op sy stap vir man se geestesgesondheid. Hallo en welkom by Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en vandag gesels ek met die einste Rias Oberholzer oor hierdie stap en juis hoekom hy dit onderneem het. Maar vereers gesels ek en Francois Steinberg oor die nuus in Môre se Republikein en vir nou gaan kyk jy na die nuutste inskrywings in Republikein se kiekie kompetisie. Ons is nou weer terug. Met die golwe van ons Francois Steinberg, het was nou lank gewees vandat ons saam in die Kletskompas was. Dit was lank en ja, dit was nog warm. Dit was nog warm. Die son het nog geskyn. So ons begin met is dit 'n goeie nuus of slegte nuus die weer. Ons het besluit dis die beste nuus vir die dag. So dit reën in die suide. Wonderlik. Reën is altyd welkom. Reën lekker in suide, ligte buie, selfs daar van Malteë se swart rande, sê Elise Lee. Daar was selfs vanoggend kapok by haar. Maar dit het vinnig gesmelt, saam met die ligte reën. Dit is immers nog Namibië. Maar ja, die koue word voorspel selfs tot -2 grade Celsius. Daar begin ons nou by die slegte nuus. Nee, maar dan gaan ons nou weer terug na die goeie nuus. En tot of meer as 100 mm reën. En dit is nie net in die suide nie. Daai oulike boer van Aranos en weerkenner, George van der Merwe, sê selfs meer as 100 mm wat nou hier, hy sê dit is 'n snaakse stelsel wat nou van die suide na die noordooste toe gaan ontwikkel. Baie ingewikkeld en wetenskaplik en natuurlik verskillende weermodelle wat hy altyd so saam evalueer. En Wilo ook, sê ook koue en ons eie Meteona ook. So asseblief mense, weerwaak is uitgereik, hondjies binne in die huis en skapies in die kraal, of ek weet nie waar gaan julle is, sit nie perde in die stalle, hoenders in die hok. Miskien kan ons vir hulle van Wyko Nikundi se jassies gee. Ek dink dit sal hulle dalk warm hou in die winter. Kan ons nou net duidelikheid kry oor die slegte nuus wat ons gekry het, wat Rias nou vir ons gegee het van nog spoedwalle wat opgerig word. Onder Katutura se brug, of net as ons nou daai afrit vat, wat almal, ek wens dit hulle wil besef, dit is, almal dink, ja, dis nou net julle wat op die Lisenheim bly of op Osonna of Okania, maar dit is al die vragmotors, dit is al die toeriste, almal ry daai pad. Ja, en my groot ding is net, verkeer is nie iets wat jy kan stop of stadiger maak nie, jy kan dit beheer, jy kan die vloei daarvan beheer. So veral op 'n deurpad, daar's baie mense wat gesê het, bou 'n bruggie vir mense om oor te stap. Jy weet, die groot ding met verkeer is jy moet dit beheer. En die beste manier om dit te beheer is gemengde verkeer. Ja. Kyk nou byvoorbeeld Swakopmund, waar daai lang fietsrylane, staplane is, daai tipe dinge. Ja, kyk hoe lekker werk dit. Hoe lekker werk dit nie? En ek meen, my groot ding is, jy kan dan 'n ekonomiese impak ook hê op die laer klas, want hulle hoef dan nie in 'n kar te klim nie. Daar is nie infrastruktuur hier in die hoofstad, in baie dele van die land, vir mense om te kan fietsry, om te kan stap, om te kan daai tipe dinge nie. So dit het 'n ekonomiese impak as jy gemengde verkeerinfrastruktuur moontlik maak. Maar tog sit ons maar net nog hobbels op. En laat mense nou net nog vroeër in die oggend moet opstaan om net betyds by die werk en by die skool in hierdie koue te kom. Jy het gepraat van die kus, baie slegte nuus.
Barbara Geschke, 80 jaar oud, baie bekende kunstenaar en letterskilder, wie sy liggaam ontdek is in haar huis in die lagoon. En blykbaar was sy 'n teiken vir inbrekers die afgelope tyd. En haar bure sê, sy's al so besteel, rot en kaal besteel, dat sy het nie eens meer 'n yskas en 'n stoof in haar huis gehad nie. En haar vensters was so gebreek dat hulle moes houtpanele opsit. Die ombudsman was by die eerste minister en het sy amptelike verslag oorhandig. Hy het 9 streke in die noorde gaan besoek en goed ondersoek en evaluering ingestel oor hoe dit daar lyk en dis haglik. Die groot krisis is die vergryping van menseregte, soos byvoorbeeld kinders wat saam met volwassenes aangehou word. Ja, so Getto Greig het vir ons daaroor berig. Die rede hoekom dit gedoen is, daar moet dringend ingegryp word en dit is wat Ngurare gesê het, dat daar veranderinge aangebring kan word. Maar nou weet ons, daar is die infrastruktuur nie. Ja, die kos is swak, so daar sal moet nuwe selle gebou word en daar is ook aanbeveel dat dit deur korrektiewe dienste bestuur moet word. Maar dan het ek ook nou 'n vraag, want ek onthou voor my tyd by Republikein is daar al vrae hieroor gewees. Een van die eerste stories wat ek vir Republikein geskryf het ek met Doreen Sioka gepraat oor grond naby Gobabis, wat sy vir my gesê het, dit gaan in kinderaanhoudingshelle omskep word. Ek gaan nou teruggaan op die rekord. Is steeds nog een van die. Ek gaan nou teruggaan op die rekord vir jou, maar ek glo sy het iets vir my gesê soos 2 jaar. Ek werk nou al seker 5 jaar vir Republikein. En hier sit ons en ons praat oor dieselfde kwessie, selfde probleem. Dis jaar na jaar en die uitdagings word net groter en groter en daar is nie kapasiteit nie. So. Irene, nog iets wat 'n taai toffie is Starlink. So daar het nou 'n toerisme man uit die Zambesi streek uit. Wat ons weet, ja, jy ry daar kilometers en kilometers en daar is nie internet nie. Daar is nie. Dit is in die suide ook so. Dit is veral in KwaZulu-Natal so. Lyk vir my dis net die 4 streke oosstreke waar daar oral internet is, maar internetverbinding is. Maar sodra jy hier in die KwaZulu-Natal en in die woestyn inry, in die suide, en moet ons nie praat van Aranos nie. Ek meen daar gaan niks. Daar is jy sit in die dorp en dan is daar nie eers internet nie. So die Starlink ding gaan altyd 'n kwessie bly, want die groot klagte is die nuwe verskaffer is verskriklik duur en wie gaan dit kan bekostig? Okay, so net om vir 'n bietjie oorsig te gee van hoe konnektiwiteit werk, jy weet, en hoekom jy nou sê dit lyk asof dit net in die noorde werk. In die noorde is mense baie nader aan mekaar. Ja. So daar's baie meer mense, dis die grootste bevolking. Daar's baie meer mense wat dieselfde infrastruktuur kan gebruik. In die suide en die KwaZulu-Natal is mense baie ver uit mekaar uit. Dit is nie die geld werd om infrastruktuur te bou. Dis fisies kabels wat moet aangelê word tot by hierdie boer se plaas vir hierdie boer se gesin en die ander 5 gesinne wat op die plaas bly. Dit is nie finansiëel 'n baie goeie besluit nie, jy weet. En dan, jy weet, dan kom OneWeb wat ook so Starlink is, hy 'n low earth orbit satelliet wat nou internet verskaf. Die klagte oor OneWeb is dat dit duur is. Maar as jy daarna kyk, Starlink, ja, jy weet jou algemene gebruiker kan dit gebruik, maar dis bietjie te veel eintlik. Dis overkill vir 'n gewone gebruiker. Dit is veronderstel om 'n enterprise solution te wees. So maatskappye soos NMH, soos 'n O&L, soos 'n wie ook al dit nou mag wees, hulle is veronderstel om daai diens te gebruik. En wanneer hulle van daardie infrastruktuur wat internet verskaf aan Jan Alleman ook, wanneer hulle van daardie infrastruktuur, van daardie bandwydte afklim, dan is daar meer oor vir jou normale gebruiker.
So ek dink nie OneWeb of Starlink was eintlik ooit bedoel vir Jan Alleman om te gebruik nie. As Jan Alleman R10,000 kan neersit wat dit ongeveer na raming sal Maar Jan kos. Alleman moet verbinding hê om in besigheid te bly, ons skole, ons Ja, waar is die oplossing dan van? ja, so daar kan Starlink gebruik word, maar vir my en vir jou wat in 'n stad sit om te sê ons soek Starlink, dit maak Maar nie dit regtig is baie reeds sin nie. die landelike mense Ja, wat dit soek waar daar nie ja. is nie. So Maar dit is dit wat nie ek die vir jou oplossing? probeer verduidelik. Dit kan wees, maar nog steeds CRAN het bepaal, daar was 6 faktore waarop hulle besluit geneem het. Starlink het slegs aan 3 van hulle voldoen. So daar is nou hierdie petisie wat deur meer as 5500 mense onderteken is vir CRAN om daardie besluit te hersien. Of hulle daardie besluit gaan hersien of nie, probeer ek nog by CRAN hoor. ja, ons wag nog vir hulle antwoord. Ja, ons wag nog vir hulle antwoord, ons wag nog om te hoor watter impak so 'n tipe petisie het op hulle besluit, waar hulle spesifieke raamwerke het waar volgens hulle besluit en so aan en so voort. Watter impak maak 'n petisie? Watter verskil maak 'n petisie? Jy weet, daar's kwessies soos digitale soewereiniteit wat hulle daar genoem het, waaroor hulle bekommerd is. Jy weet, kan 'n petisie daardie kwessie sommer net laat wegval? Is my groot vraag. Ja. So Want ja, ons wil sal ook nou nie maar ons nog goed sien. inligting moet in die hande van Ek meen dit is al klaar. van sekere Dit is al klaar, maar net sekere omdat politici sekere laat nie. mense hulle hande op ons data kan kry, beteken nie ons hoef dit vir almal te gee nie. Nee, ons wil nie. Dankie dat jy by ons was. Baie Ons gaan dankie. maak nou 'n draai by die weer. Bly warm. Land ontstaan. Ons land ontstaan. François het genoem, dit is ewe skielik bibberkoud hier in Namibië, maar kom ons gaan kyk of dit nog so bibberkoud gaan wees môre. 1 graad Celsius môre in die hoofstad, so dit lyk nog koud, maar 'n sonnige dag met 'n maksimum van 13 grade Celsius môre. Gedeeltelik bewolk in die ooste op Gobabis met 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 22 en sonnig na die noorde kant toe met 'n minimum van 6 grade Celsius en 'n maksimum van 27 vir Eenhana. Gedeeltelik bewolk langs die kus op Swakopmund en Henties Baai met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 14 grade Celsius vir Swakopmund. Reënerig op Arranos met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 22 en ook koud op Rehoboth in die oggend met 'n minimum van 2 grade Celsius en 'n maksimum van 16 grade Celsius, maar 'n sonnige dag daar. Voedselallergie is die gevolg van abnormale immunologiese reaksies op die inname van of blootstelling aan sekere voedselsoorte. Hierdie allergieë kan breedweg geklassifiseer word as immunoglobulien-gemedieerde of nie-immunoglobulien gemedieerde reaksies. Eersgenoemde wat vinniger begin en gewoonlik binne minute na inname voorkom. Voedselallergieë verskil heeltemal van voedselintoleransie, waar laasgenoemde ontwikkel as gevolg van probleme met die vertering van sekere soorte voedsel wat lei tot onaangename darmreaksies. Die mees algemene tipes voedselallergieë is immunologiese reaksies op proteïene wat in koeimelk, eiers, vis, skulpvis, grondboontjies, boomneute, soja en ook koring voorkom. Alhoewel sommige voedselallergieë soos die vir koeimelk dalk ontgroei word, is die vir voedselsoorte soos neute en skulpvis lewenslang en mense wat geraak word moet die nodige voorsorgmaatreëls tref om lewensgevaarlike reaksies te vermy. Alhoewel daar geen definitiewe antwoorde is op die toenemende voorkoms van voedselallergieë oor die afgelope 3 dekades nie, bestaan daar egter wel verskeie teorieë. Baie hiervan word onder andere gebaseer op grond van higiëne, antioksidante en dieetvette. Die ontwikkeling van voedselallergieë kan gesien word by diegene met genetiese vatbaarheid en dit word in baie studies ook geïllustreer.
Studies dui daarop dat daar 'n genetiese predisposisie vir die ontwikkeling van voedselallergie kan wees. Daar is oortuigende bewys wat omgewingsfaktore in die patogenese van hierdie allergieë impliseer en 'n mens se kanse om 'n spesifieke tipe allergie te hê word verhoog, sou 'n mens se ouers ook deur dieselfde allergie geraak word. Wat ontstaan. Rias Oberholzer saam met my in die Kletskompas ateljee. Rias, hoe gaan dit? Goed self, dit is wonderlik om hier te wees. Weer, laatste ookie was het ek 'n pop by my gehad, dit was vreemd. Maar ek moet vir jou vra, jy het nou, jy weet die Walking for the Silent stap tog wat jy gaan onderneem, amper 500 km swak op Ja, toe. wel, 389, so nie so okay. baie nie, maar 389 kilometer, ja. Ja, dis 400. Ja, 400, ja. 400 amper 500. Dis 400 Ja, 400 is kilometer. 500 kilometer iewers. 400 is 500 ja. kilometer, ek weet nie of jy weet nie. And the meaning of life is 72. Ja, Maar in elk geval, jy het hierdie stap tog vir man se geestesgesondheid en jy het net vir ons gesê, jy is insomniac. So is hierdie die tipe gedagtes wat jy kry wanneer jy in die aand nie kan slaap nie. Want dit vir my 400 km se stap voel soos een van daai idees. ek dink is 'n groot, eintlik snaaks genoeg 'n groot deel van dit, want as jy nie slaap nie, is jy alleen vir 7 of 8 ure van die dag. En wat ek toe besef het is dat dis nie lekker om soos in die stilte te wees nie, maar toe besef ek, al is ek wakker, praat ek nie. En wat toe gebeur het is, ek kyk toe, so in 2009 het hulle hierdie ding gehad van die pikkewyne, en daar's hierdie jaar het dit baie groot gegaan, dit Punch Monkey en iets anders viral gegaan oor hierdie een pikkewyn wat net berge toe loop. En daar gaan die ander pikkewyne en daai pikkewyn is 'n mannetjies pikkewyn en hy gaan berge toe. En hy het dokumenteer en sê hoekom. En die wetenskaplike sê dis iets wat hulle doen, hulle stap soontoe om dood te gaan. Daar's niks daar nie. En hy's alleen en hy vra hoekom en ek besef want hierdie ou, daar gaan iets in sy lewe aan en dis nou waar jy diep raak met 'n pikkewyn. Maar ek besef toe ook ons as mans ons praat nie. Ons is stil en as gevolg van dit het Namibië 'n baie slegte syfer waaroor die 400 mans elke jaar opgee. En dis 83% van Namibië se, ek wil nou nie eers erkenning aan die woord gee nie, maar dis sleg. En ek besef toe maar ek self sit met daai probleem om nie te praat nie en ek weet nie wat om te doen nie, so miskien moet ek maar nou net stap. En toe Soos Forrest Gump, ja, one wat day I stap just ons? started running and then I just Presies didn't dit, stop en toe running. besluit ek en 'n vriend van my Frans wat dames besluit toe, maar kom ons stap vir onsself in 'n sin, vir ons gesinne en vir die manne wie nie praat nie, want ons praat nie. En toe kom die ding van, maar wat kan ons doen? Okay, kom ons stap die dashpad, maar die dashpad het dik sand en goed en ek weet nie wie dit uitgewerk Die nie. dashpad is amper 500 Ja, kilometer. ja, Dit is en- waar ek gekom het aan die amper 500 kilometer. Toe besef ek, miskien daar's 'n beter pad en toe dink ons Daanviljoen. En die C28 en toe besluit ons, so nou stap ons van Windhoek af, Swakopmund toe, vir die wie nie praat nie. En klaar, die gesprekke wat uitgaan vir mans wat verstaan, weet jy wat, ja, ons sukkel om enigiemand te vertrou om te praat en ons sukkel om net te sê, weet jy wat, ek sukkel. En hoe begin jy daai gesprek of skep jy geleenthede om te praat? En toe besluit ons, die 6de Julie, baie vroeg, In die koue? in die koue, dis hoekom ek soos Eskimo's lyk. En ons gaan stap en die wonderlike ding is wat toe gebeur het, toe besef ons kan eintlik en ons doel nou is om 'n netwerk te begin. 'n Netwerk van manne vir manne, van organisasies, verskillende denominasies, jy kan al die asies bymekaar sit, dan vir ouens om die geleentheid te hê om te praat. En dit is 'n ongelooflike ding. Ons het in Oktober het ons nou vir Joe Black vasgemaak om te kom sing, maar ons moet eers die 300, amper 500 km stap in die winter. En dat mense meer en meer kan hoor oor dit. Ons het ongelooflike geleenthede gekry oor dit, so lawwe ding is om te doen. Ons gaan by die Fitness Expo ook praat later die maand, dus verskeie organisasies sê, maar wat is julle mee besig? Jy besef daar's 4 wiele, Namibië het bakkies om te leen, maar elke kilometer is vir die manne wie nie aanloop nie. En dit is 'n wonderlike uitdaging. En iemand wat 120 kg weeg, moenie eintlik so ver stap nie. Hulle sê mos altyd dis vir die ouens wat draf wat 60 km weeg is dit cardio.
vir die ouens wat 120 wees is strength training. Ja. Ja. Okay, so vertel vir my, hoekom jy se stap? Jy weet ek verstaan nou jy wil iets doen vir mans wat nie praat nie, vir mans se geestesgesondheid om daar buite te kry. Maar hoekom jy is daai stapmeganisme? Dis tyd. Dis die grootste ding. As jy op 'n fiets of op 'n kar en dat baie ouens is ongelooflik wat die ouens al gedoen het. Maar ek besef net daar's 'n vinnige manier om hierdie ding te doen. Daar's nie 'n eenvoudige manier om te sê ons gaan in 2 of 3 dae dit doen nie, want dis amper menslik onmoontlik om dit so te stap. Ons moet 'n sekere spoed handhaaf, maar ons gaan omtrent 16 ure 'n dag stap. En vir my die groot ding is dat dit is nie noodwendig so harde oefening nie, maar na 40 of 50 km is daar sekere dele van jou liggaam wat nie gemaak is. Soos jou voete is kwaad vir jou. En dan die groot ding is jou kop. Want jy stap en daar's niks en ek weet julle het gepraat oor Starlink, daar's nie internet daar nie. Dis net vir 16 ure 'n dag wat jy stap. En dis in stilte of miskien in gesprek. So wat ons sal doen is ons gaan ons het 'n paar kameras bymekaar gekry en ons gaan 'n hele reeks van dit skiet ook waar ek en Frans dan nou oor sekere goed praat. Ons wil nie net onsself fisies toets nie, maar ons wil sê maar dis nie net om 'n man te wees en te sukkel. Ons sukkel nie net fisies partykeer nie, ons sukkel psigies en geestelik. En ons land skree uit van dis 'n epidemie. Ons sit met 'n probleem waar mans nie besef dat dis nie net jy fisies wat jy kan doen nie, dis wat jy psigies kan doen en jou geestestoestand, want cowboys don't cry en ons almal het 'n sekere manier aanvaar, dit moet so wees en ek dink ek's bietjie moeg vir dit. Ons moet bietjie kan huil by iemand en dan die volgende dag hoor jy nie by tannie Betsy daar aan die ander kant in die dorp het jy nou hoor Rias wat hy deurgaan nie. So daar's daai ons moet dit verander en ons weet nie 100% doen nie, maar ons weet ons kan stap. Ek kan vir jou sê hoe ek en my girls kan vir julle wys hoe. Maar op 'n ernstige noot, ek dink en ek het nou al geweldig baie met die mans in my lewe gepraat oor die verskil in vroue se vriendekultuur en mans se vriendekultuur en jy weet dat vroue 'n kultuur het van ag jy gaan nie glo wat vandag met my gebeur nie en praat oor dinge wat hulle praat oor wat dit is om vrou te wees, maar mans het nie daai kultuur nie. Hoe dink jy begin ons? Wat is stap 1 om daai kultuur onder mans te begin skep? Dit is hoekom ek dink ek het hierdie baadjie aan vir 'n rede want dit is koud, want ek sien iemand in Windhoek het iemand kwaad gemaak, so dis 1 môre, maar die groot ding vir ons is wat ons besef het mans kort 'n wingman. Ek weet jy het seker al Top Gun gekyk. Waar Goose en dan die nuwe Top Gun en wat 'n wingman beteken en ons netwerk gaan presies dit wees. Dit gaan wingman wees. 'n Netwerk van mans, vir organisasies en dit is wat ons mee kan begin. Jy kort 'n ou langs die viswaters en henties of in jou bakkie of langs die pad as jy stap, as jy fietsry, as jy koffie gaan drink. Ek weet nie baie van spa days nie. My voete is te groot vir 'n pedicure, maar waar ook al dit mag wees. Ons eerste ding gaan wees kry 'n wingman of wees 'n wingman. En dis die netwerk wat ons wil begin om te sê hier's 'n plek wat jou kan help om my wingman te wees of as jy 'n wingman nodig het en so op daai manier soos mans nou want dit is 'n man se weergawe van daai groepie wat jy het is 'n wingman. My ou om te sê ou ek sukkel. Hierdie is nie lekker nie. Sy ou met wat sukkel jy? Dis nie weet jy wat finansies of ek sukkel met my verhoudings of ek sukkel met wat ook al dit mag wees. En wingman is nie daai perfekte ouens wat vir jou 5 punte gaan gee nie. Dis net 'n ou wat luister en sê ja, dit is sleg. Dis nie 'n antwoord vir jou nie, maar ek's hier vir jou ou. So daai is ons stap 1 is om te sê kom ons begin hierdie netwerk van mans. Verskillende kulture want ons sien wat met mans aangaan diskrimineer nie oor verskillende grense nie. Jy kan glo wat jy glo, jy kan kom waar jy vanaf kom. Die ding wat mans doen is om stil te bly, skaam te voel en op te gee. En ons wil dit stop. So wingman is daai konsep. Wees dit of soek een. En as mens dit kan verander, kan ons 'n kultuur begin waar daar baie van hierdie ouens is wat mekaar se laste dra. Okay, Rias, Saraya mentor het sopas vir ons die teken gegee. Ons is nou amper, ons tyd is nou amper verby. Maar vir mense wat wil 'n wingman word en hulle weet nie waar om te begin nie. 'n Ou wat sê, jy weet, ek wil die ou wees waarmee mense kan praat, maar ek weet nie om daai persoon te wees nie. Mense wat by julle wil betrokke wees, by die stap betrokke wees. Hoe raak hulle betrokke? So daar's 'n paar maniere. Jy kan op my Instagram, Facebook Rias Obi of Rias op Facebook, Rias Obi op Instagram, kan jy net 'n DM stuur. En dan kan jy rias@newlifenamibia.com. So dis rias@newlifenamibia.com. Daai e-pos kan ons dan vinnig. Dis 'n maklike ding, maar die Instagram en Facebook is die maklikste. Ons het al baie DM's gekry met die video's wat ons uitgesit het en
asseblief kontak ons. Ons dit met die stap kort ons 'n paar goed, maar ons vra nie vir kom ek sê die ouens om geld by te dra of iets te gee nie. Ons vra gee ons 'n geleentheid om jou bewus te maak van wat mans deurgaan. So asseblief Rias Obi, dis Rias OBE op Instagram en dan net Rias op Facebook. Stuur vir my boodskap en dan vat ons dit van daar af. En wat wil jy graag hê voordat ons gaan laaste enetjie? Wat wil jy hê as hulle nou kyk na jou en na François, wat wil jy hê moet hulle hier uitneem? Praat. Hulle sit met die bossies, begin praat. Dit is ons, ek wil vir al die mans sê, praat, moet nie stil bly nie. Dit is die geval, jy kan baie goed dra. Jy kan, ons het die vermoë om ongelooflike goed te doen, maar nie in die stilte nie. OK, fantasties, baie dankie Rias Dankie. dat jy met ons kom praat het. Ek waardeer dit baie. Dit was Rias Oberholzer wat binnekort 'n stap van Windhoek na Swakopmund onderneem vir mans se geestesgesondheid.